Volspoed, Adele Reinders. Julle het seker gewonder watter boek gaan gek oor haar eie Afrika ondier maatjie word. In die voorlesings, hier is hy nou, Volspoed, Adele Reinders. Agtergrond, dit is die storie van Renier Du Plessis, 'n jong seun wat van kleins af droom om renjaer te word. Daar is basies niemand wat bereid is om hom te help nie. Hy moet self sy karre koop en opbou. Geen hulp van sy pa se kant af nie. Die man haat mos die sport wat Renier vir homself gekies het. Buitendien, die kind is pas 14 jaar oud en het nog nie eens 'n bestuurderslisensie nie. Maar die ouetjie ry dan al kar vandat hy 8 jaar oud is. Hy moet, sy ma wil en kan nie bestuur nie, en sy pa kan nie altyd bestuur nie, want hy soms onder die prop. So as daar iewers gekuier was, moes Renier die gesin by die huis kry, nog voordat hy oor die stuurwiel kon kyk, kussing onder die sitvlak. Maar waar die nuwe boek nou meer om die lyf gaan kry, is omdat ek dit ook uit die oogpunt van sy oom, Dr. Christo Du Plessis gaan skryf, die trauma- en ambulansdokter wat altyd eerste op elke ongeluk of ongevalle toneel moet aankom, wat 'n suksesvolle praktyk opgegee het na sy egskeiding om in 'n vinnige, rooi en wit BMW rond te jaag. Die low-flying ER dokter van gat sonder einde. Was hy dalk ook stilletjies 'n Formule 1 wannabe? Soos klein Renier wonder die seun baie dae as hy die saak so staan en bekyk. Hierdie boek word opgedra aan François, op wie se karakter Renier Du Plessis basies geskoei is. François, wat onder die skuilnaam Jody Renza in motorresies en stampresies uitgeblink het en uiteindelik 1 jaar kampioen was. Let wel, al is die storie deur François geïnspireer, is dit nie 'n presiese weergawe van sy eie lewensverhaal nie. Hy was een van 4 kinders, net soos Renier, maar sy pa was sy enigste kind. Hy het nie broers gehad nie, so die karakter van Christo Du Plessis is fiktief. Episode 1, Volspoed. Renier vlieg uit die bed. Omdat dit Saterdag is, moes hy eintlik vandag 3 ouens gewees het om by al sy projekte en verpligtinge uit te kom. Hy is amptelik in diens van sy pa, maar sy grootste missie is om daardie kar wat hy Dinsdagmiddag vanuit die skoolbus gesien het, te gaan koop. Dit is die voertuig wat hy wil opbou vir sy eerste groot stampkar resies. En dit is al waaraan hy die hele week nog kon dink. Dit is nog vroeg in die oggend, maar in die sitkamer is sy oudste suster Alicia reeds besig om te stofsuig. Sy maak altyd skoon. Alicia beter net vandag uit sy kamer bly, as sy weer sy nugget, politoerblikke uitsniffel en weggooi, moet iemand hom vashou. Hy gaan verskriklike goeters in haar doen, as hy dit weer uit stinkende swart asblik sakke moet gaan haal. Draadkarre maak, saam met die kinders van die omgewing, is sy persoonlike BEE opheffingsprojek, en blikke is wiele. Renier trek sy denim langbroek aan en stap badkamer toe. Hy klop aan die deur en toe niemand antwoord nie, druk hy die handvatsel af. Middelsus Lolet gil en druk desperaat van binne af toe. Die sleutel is lank al soek, maar hoekom die deur dag in en dag uit moet toestaan, kan Renier nie verstaan nie. Dit is verwarrend. Mens weet nooit of daar iemand binne is of nie. Alicia sê die deur moet toestaan, anders kyk iemand deur die TV-kamer se venster tot binne in die toilet. En of iemand nou daar sit of nie, dit bly glo 'n sight for sore eyes. Die gastetoilet langs die formele sitkamer is taboe vir die hele gesin. Dis nog een van Alicia se bright spark idees. Maar geen ordentlike man sal in elk geval sy staan tussen pink rosies en vet lachende engeltjies daar kry nie.
Renier knyp 'n oomblik, voordat hy besluit om maar die vrekkende roosbome buite van 'n gewisse dors dood te gaan red. Hy vlieg by die agterdeur uit en gaan staan so, dat hy hopelik van nêrens af sigbaar is nie. Hy hou uit en laat wiel met 'n alles verligtende straal. Net betyds, anders moes hy 'n ander broek gaan aantrek het. Hy wag altyd, totdat dit amper te laat is. In die skool ook, dan moet hy knyp, totdat die periode verby is, of vra om kamer te verlaat, net sodra die meneer of juffrou lekker op dreef is. En dan is hulle half lelike met hom. Maar dit kan nie anders nie. Hy's pauses besig met belangrike ander goed. Noem een belangriker ander ding, het juffrou Campbell na die dag gesê. Hy het vasgehaak op geen verskonings, terwyl die klas hom daverend uitgelag het, en so verloor sy haar posisie as favourite juffrou in sy lewe. Ontbyt is reg, roep ma vanuit die kombuis. Het jy jou hande gewas voor jy kom aansit het? Vra pa Frank, toe hy ook oomblikke later sy plek aan die ontbyttafel inneem. Damn, is sy pa heldersiende of wat? Buitendien, hy was gewoonlik sy hande voor ete. Vanoggend was 'n noodgeval. Hy voel hoe 'n warmte teen sy nek opklouter, weet dat daar binne sekondes 'n rooierigheid oor sy hele gesig gaan verskyn. Hy kan Lolet skop, omdat sy met 'n wye mond vir hom sit en lag. Dis erg vir 'n enigste seun om 'n badkamer met 3 susters te moet deel. En die enigste ander badkamer, buiten die flamboyante gastehoekie, is pa en ma se badkamer, waar hy voelvry verklaar is. Hy weet nie mooi wat voelvry beteken nie. Hy weet net, al korrel hy hoe mooi, is die laaste 3 druppels altyd op die mat voor die ketel, en so word hy elke keer uitgevang. Dis nie hy wat voelvry is nie, dis daai stukkie anatomie wat gaan waar hy wil. Intussen begin sy pa bid, dat die hande wat die kos berei het asseblief geseën moet word. En Renier voeg stilletjies in sy kop by, sluit sommer asseblief die hande wat nie gewas is nie, ook in. Hy sal sy roosterbrood en kos met die vurk aanvat en alles met mes en vurk eet. Hy is 'n man, the user of tools. Met sy pa se amen, pen hy dus sy roosterbrood met sy vurk vas en smeer rondom die vurk se tande. Op Saterdag laat sy ma hom aan 'n roosterbroodfabriek dink. Sy maak die snye so veer op 'n slag, en as dit tafel vat, word dit opgeraap deur die gesin. Eiers en roosterbrood is die lekkerste kos wat 'n man kan eet. Renier eet sy 2 eiers en is nie kwaad omdat Lolet haar eier in sy bord uitkeer nie. Op 16 haat sy glo eiers, maar hy weet, sy hou eintlik haar figuur dop. Lol, jy moet eet, jy's klaar te maar, raas pa Frank en staan op. Hy wag nie dat almal klaar eet nie. Hy sluk gewoonlik heel in, gee maar 'n klapsoen op die voorkop en stap deur toe. Renier, jy en Viv het 10 minute, dan is julle by die werk. En moenie weer jou selfoon by die huis vergeet nie. Ek wil elke oomblik weet waar jy en Boiling is, indien daar ekstra bestellings inkom. Reg so, pa. O, frek, hy het vergeet om sy foon te laai. Waar is sy selfoon ooit? Hy weet, hy word bleek. Hy weet, as hy so bleek word, lyk die 21 sproetjies op sy gesig soos geboortevlekke, en almal sien raak dat hy in die shorts is. Die laaste keer toe sy selfoon weggeraak het, het pa hom amper vermoor. Ma kyk hom met groot, groen, simpatieke oë deur 'n Rothman Special rookbolletjie aan. As sy so na hom kyk, weet sy ook nie waar sy foon is nie.
Sê dankie dat ek gisteraand jou foon vir jou gelaai het. Lulet kom tot sy redding. Sy haal die foon van onder die tafel uit. Jy het dit op die badkamerkassie laat lê. Dankie. Hy kan Lulet soen, maar hy sal nie. Sy is dan sy sussie. Hy gryp die foon uit haar hande en hardloop deur toe. Nou moet ek my vervlakste hande gaan was, want jy het met jou, jy weet mos wat, hand aan myne gevat, koggel sy agterna. As jy my weer afloer, sal jy met blindheid geslaan word, sis Renier. Hy kan my gou help om die skottelgoed te was, lol, dan is sy hande skoon, troos Alicia sarkasties. Nope, as hy sy hande in skottelgoedwater sit, vrek ons almal vanaand aan 'n verskriklike ding, want die skottelgoed sal nie weet wie se watse naam hulle getref het nie, waarsku Lulet lachend. Ag, jy praat nonsens, man, vlieg Renier haar in. Hy sien sommer op ma se gesig, dat sy ook nou weet, dat hy agter die roosboom gestaan het. Dit lyk asof al die vroumense die gesprek besonder amusant vind. En dit is nie regtig snaaks nie. Renier bid nietemin 'n dankie, omdat sy foon iewers uitgekom het, terwyl hy drafstap winkel toe, met Vivian, sy kleinsus, wat voluit moet naal om by te hou. Hulle pa is baie kwaaier, as wat Renier se vriende se paas is, veral met hom. Sy pa slaan hom nie, sy pa voeter hom, selfs oor goed wat sy susters verkeerd gedoen het. Miskien sy pa nie kans om aan vroumense te slaan nie, nou haal hy sy frustrasies op Renier uit. Dit is amper asof hy wens dat Renier iewers in die sop moet beland, sodat hy hom kan slaan. En dit gebeur ongelukkig nogal gereeld. Hulle laaste groot haakshuis was juis omdat sy vorige foon weggeraak het. Die selfoon het daardie Saterdagoggend verdwyn. Iemand het dit waarskynlik onder die toonbank by die winkel gesien en dit vasgelê. Renier weet dit, en hy weet dat sy pa dit waarskynlik ook weet. Die eerste klap deur sy gesig het hy al 2 uur met sluitingstyd gekry, toe hy reeds flou gesoek tou opgegooi het. Daardie selfoon is verseker gesteel. Hoekom anders sou dit onmiddellik op voicemail oorgegaan het? Op Saterdagaande maak hy 3 dubbele tots whisky, wat sy pa drink nadat hy reeds volgens sy ma genoeg gehad het. Sy pa ekstra kwaad, en dan soek hy 'n ou koei om iewers uit 'n sloot te gaan grawe. En aangesien hy die enigste seun is Renier die knaap wat die spit moet afbyt vir daardie vrot koeie, wat wie weet hoe lank al in die sloot lê. Die verlore selfoon het sy pa daardie aand so kwaad gehad, dat hy geslaan het tot die bloed uit die hale aan Renier se bobene uitgekom het. Maar die letsels wat dit later op sy boude gemaak het nie naastenby so erg seer gemaak as die letsel op sy hart en sy siel nie. Hy is steeds stikkend binne en buite. Sy ma en kleinsus Viv het hysteries probeer om sy pa te keer. Gelukkig was die ouer dogters daardie aand nie tuis nie, want hulle sou sekerlik ook ingemeng het, en dit sou sy pa net nog kwaader gemaak het. Toe sy pa hom uiteindelik gelos het, het hy en Vivian straat afgevlug, elkeen met net 'n kombers in die hand, na oom Christo se huis toe. Dr. Christo Du Plessis, pa se broer, die vleiende nooddienste, eerst op die toneel mediese beampte, in diens van 'n ander landkliniek hier op die dorp. Daar is net een ooreenkoms tussen pa en hom. Hulle lyk so bietjie na mekaar. Pa is die suksesvolle besigheidsman, wat oupa se besigheid by hom oorgeneem het, met geld maak in sy bloed. Oom Christo, wat van kleins af geweet het,
dat daar net een ding is wat hy in sy lewe wou doen, en dit is om by mense te wees wat onverwags trauma opdoen en hulle te help om kalm te bly, totdat hulle as pasiënte by die hospitaal uitkom. Dit is 'n roeping, het die dominee vir oupa vertel. Maar Renier het hoeveel keer gewonder of oom Christo nie ook stilletjies 'n renjaer wou word nie, want almal praat deesdae van die low flying first responder in die wit en rooi BMW, die oorgekwalifiseerde paramedic, wat eintlik 'n mediese dokter is, wat eintlik 'n Formule 1 wannabe was, en seker nou te oud is om dit wel te word. Die dat Renier voel, hy moes eerder oom Christo se seun gewees het. As die kaarte beter gedeel was, wat nie gebeur het nie, want oom Christo het nie sy eie kinders nie. Al voel dit soms vir Renier of sy oom meer vir hom en klein Vivian omgee, as wat pa omgee, en selfs ma. Watter ma sal net toekyk hoe haar man haar kinders pap slaan en dan vir hulle 'n kombersie aangee om slaapplek elders te gaan vind. Iewers in die nag, ek vra jou. Alright, sy weet teen die tyd dat die plek waarheen hulle gewoonlik vlug, die van oom Christo se huis verder af in die straat is. Maar oom Christo was nie daai aand daar nie. Op 'n Saterdag aand rus die nooddienste nie, en as dit boonop einde van die maand is, werk hy gewoonlik sonder blaaskans van Vrydagmiddag tot Maandagoggend. Gelukkig dat oom Christo 1 uur Saterdag ingekom het om te kom stort en skoon klere aan te trek. Bebloed en bleek van moegheid. Wat amper breek hy boonop sy nek oor 2 kinders wat langs sy voordeur lê en bibber. Vivian, Boetie, wat gaan aan? Is alles reg daar by julle huis? Alles is reg, ons wou net kom kuier. Geen een van hulle 2 het kans gesien vir die gevolge as hulle vir oom Christo moes vertel hoekom hulle soos verwilderde vlakhase daardie aand weer eens na hom toe gevlug het nie. Nou kom in, julle beddens hier by my staan mos altyd reg. Dit is tyd dat ek vir julle 'n voordeursleutel laat maak, julle is nou oud genoeg. Ons steek hom op 'n plek weg waar net ons 3 van weet. Hy het die deur oopgesluit, ligte aangeskakel en hulle vooruit laat instap. Ek hoop julle is so honger soos ek, want nou gaan ek vir ons warm sjokolade en 'n berg geroosterde ham en kaas broodjies maak. Hulle was inderdaad rasend honger. Die bom het mos ontplof voordat ma vir hulle van haar lekker pasta kon inskep. Oom Christo het sy selfoon uitgehaal en gebel, toe het hy gesê, ek is klaar vir vanaand, pys dit, en ek het boonop belangrike gaste gekry. Hoop die aand is rustiger verder, en sterkte vir julle daai kant. Hy het die foon gebere en gevra, is daar iets wat julle vir my moet vertel? Iets wat by die huis gebeur het? Nee oom, en dankie dat ons hier kan kom kuier, het Viv die situasie haastig beredder. Renier wonder of hy hom verbeel het, maar hy kon sweer dat oom Christo 'n nattigheid op sy wang met die kombuis se papier handdoek afgegee het. Aan die ander kant, sy eie oortraan ook as hy min slaap, en toe het hy maar vir homself ook 'n stuk van die papier handdoek gaan afskeer, veral toe oom Christo se arms 'n oomblik rondom hom gegaan het, en hy hom teen hom vasgetrek het. Word vervolg.